Hierdie is vir my die ding wat in my lewe verandering gebring het. Die tyd toe ons deur die teologiese studies, deur die Pinksterkerke, deur die charismatiese gemeentes met ons lewe gegaan het, kom daar elke keer 'n verandering waar jy aanpas by jou omgewing. Is interessant hoe ouens charismatic begin preek as jy deel is van die charismatiese kerk. Is interessant hoe jy 'n preekstem het wanneer jy uit die teologie uitkom en in die NG Kerk preek. Ek oefen nog so af en toe net om te bou. Nee. So gou vir hom ontslaag geraak as moontlik. Dit is interessant hoe 'n mens aanpas by jou omstandighede. So ek weet wat dit is om binne 5 minute 'n hele gehoor agter my te hê en dan gaan ons almal is en ek is almal se held. En jy mis die hele koninkryk. Daarom is dit belangrik dat ons rustig word en hoor wat Vader vir elke een van ons sê. Baie mense sal onmiddellik sê, maar ek het nie regtig posisie nie, so ek is eintlik nederig. Maar dis nie waarvan die Bybel praat wanneer dit van nederigheid praat nie. Die Bybel praat van 'n gesindheid van onderwerping. Die Bybel praat van 'n gesindheid van afhanklikheid wanneer dit van nederigheid praat. Die Bybel praat van heeltemal 'n ander konsep as wat ons sien as nederig. En ons gaan dit vir julle probeer wys deur die skrifte in die Bybel wat praat oor nederigheid. Hier is 'n besondere konsep wanneer ons kyk veral na Dawid se lewe. Dawid word deur Vader self beskou as 'n nederige man. Dawid word beskou as 'n man na God se hart. Maar Dawid stap by die tent in waar Saul, die Bybel sê hy was kop en skouers langer as enige iemand in Israel. Waar Saul die koning in sy tent sit, waar hy veronderstel is om as koning voor die leermag uit te gaan en 'n voorbeeld te stel in die dreigement wat daar nou net is. Hier kom Goliat en Saul sit in die tent en al die manne leef in vrees daar buite. Dawid, die man wat deur God klaar aangestel is as koning. Min mense mis dit. Kom, en hy praat met die mense en vind uit wat hier aangaan en sy broers wil hom probeer stil maak. Wie is jy nou eintlik? Jy kyk nog na die skape. Maar te roep hulle vir Dawid in. Dawid kom in die tent by Saul en hy sê vir Saul, en 'n baie rustige, mooi manier, julle doen julle job. Luister mooi na Dawid se nederigheid. Ek het die leeu aan sy kakebeen gegryp en hom vernietig, en ek het die beer vernietig. Dis nederig, nie waar? Jy sien, ons konsep van nederigheid is hierdie jelly-agtige, sorry, ek kan niks doen houding, wat nie God se manier van nederigheid is. Want Dawid se nederigheid lê in die volgende vers. Ek het die leeu verskeur. Ek het die beer oorwin. En dieselfde God wat my die krag gegee het om dit te doen, is die God wat my sal help om hierdie reus te vernietig wat waag om teen my God te praat. Dis Dawid se nederigheid. Dawid se nederigheid lê nie in hierdie jelly-agtige, sorry, ek kan niks doen nie. Sy nederigheid lê daarin om te weet waar sy krag. En in daardie nederigheid van Dawid word hy erken voor Vader. Nie omdat hy gesit en niks doen het, want ek kan tog niks doen nie. Maar omdat hy sy roeping opgeneem het en as koning voorgeloop het in die stryd vir die volk.
Ons moet ons versigtig wees om nie die gawes, die talente, om nie die vermoëns wat Vader vir ons te gee, te misken deur te sê, ek kan. Ons moet verstaan dat ek en jy in elk geval niks kan. Maar dat ons elke een, hy wat die gees van God het, die vermoë het om anders op te tree. Dit is waarna ons vandag wil gaan kyk. Die heel eerste plek in die Bybel wat interessant is, nadat hy deur Genesis, Exodus gegaan het, die heel eerste plek in die Bybel waar die woord nederigheid voorkom, is in Levitikus 16, vers 29. Hierdie sal 'n ewige instelling vir julle wees. In die 7de maand op die 10de van die maand moet julle in nederigheid vas en geen werk doen nie. Die kind van die land sowel as die vreemdeling wat by julle is nie. So ek gee nie om of jy 'n Jood is of nie. Die wet is nie vir die Jood gegee nie. Die wet is gegee vir elke een wat homself onder Vader en sy guns wil kom stel. Vir jou en vir die vreemdelings geld presies dieselfde wet. Maar dit is my belangrik, die eerste plek waar hierdie woord voorkom in die skrif, praat hy dan oor Yom Kippur, maar hy praat oor die vas. Nou ons het al baie gehoor van mense wat vas. Mense stuur gereeld uit op die internet en al die mense wat vir ons allerhande storieetjies stuur ensovoorts en so aan. Van ons het nou weer 40 dae gevas. My antwoord is gewoonlik, gaan terug en probeer weer, dit geld nie. Want my Bybel sê vir my, as jy vas, is dit tussen jou en Vader, niemand weet dat. Dis nie 'n nederige vas. Hierdie woord daarby saam is ongelooflik belangrik. Ek stel nie belang wanneer jy vas nie, behalwe op Yom Kippur, het jy nie 'n keuse nie, want God het die opdrag gegee. Maar sê die Bybel gaan verder en sê dat hy wat nie nederig vas op Yom Kippur, die moet uitgeskop word uit die volke. Mense sê net hy wat nie vas nie, dis nie wat daar staan nie. Dis hy wat hom nie verneder in vas voor Vader nie. Dis hy wat nie doen wat hy wil deur sy vas nie. Jy sien, dit is vir my ongelooflik belangrik dat ek en jy hierdie een ding sal verstaan. Ons kan nie optree soos ons wil en dink ons kom die wet na. Sonder Vader se gesindheid. Die eerste plek waar die woord voorkom, is vir my kosbaar gewees om te sien dat dit op hierdie plek is, waar dit juis gaan oor die vas. Daardie ding wat mense so wil voorhou, waardeur die krag van God werk. God se krag werk nie deur vas nie. God se krag werk deur die nederige gees van die persoon wat hom afsonder voor Vader. Eerste plek in die skrif waar 'n woord wat ons op hierdie manier vertaal het in die Bybel, omdat dit 'n besondere betekenis het, voorkom is 2 Samuel 22 vers 1 en 5. My interessant is met die vertaling is dat hierdie enkel woord het ons al soveel respons gekry in die Bybel van mense wat sê dit het hulle lewe verander. Enkel eenvoudige woord en hy sal die toring van bevryding vir sy koning en wys sagte omgee aan sy gesag, aan Dawid en sy nageslag vrede. Reg deur die skrif, en ons gaan kyk na 'n paar plekke, kom hierdie twee goed by mekaar, nederigheid en Vader se sagte omgee. As ek en jy sy karakter en autoriteit moet leef, soos die Bybel vir ons 1 Johannes sê, en hy is 'n Vader wat sagte omgee wys aan sy kind. Dink jy nie dit is 'n woord wat moet begin insluit in ons taal en ons lewens nie? Weet, in ons gesprekke met die vrou en toe ons die rol van die vrou behandel, doen ek dit baie, want daar is vir my net so belangrik en as ons gaan kyk daarna, sien ons dis ook die woord wat gebruik word in Kefa, wanneer hy praat oor wat in 'n vrou moet wees en hoe 'n vrou moet optree. Daar is vir my niks so belangrik vir die kind van God
om sy hardheid, daai vrees, harde gesindheid, harde omgee, harde ding, hierdie ou, ek stel nie belang nie, en so die houding van die kind van God, nie verander na sagte omgee, soos Vader dit wil, kan jy nooit sê jy leef in sy goedheid. Ons mense leef in 'n hardheid in Afrika en Suid-Afrika, wat nie veroorsaak is deur die rasseverskil nie so tussen Afrika, maar wat kom vanuit die Europese gees wat jy hiermee aangekom het en wat hier ingedra is en kom staan het teen 'n Afrika gees. Mense mis die konsep. Hier is nie twee volke nie, hier is twee geeste en dit staan in botsing met mekaar, afhangende of jy nog onder daardie gees is en of jy onder die gees van God is. Dan sal daar iets wees so sagte omgee saam met my. Dis Vader se wil. Dit beteken nie jy opdoen en nou moet ons maar stil en dit as niks wat my so irriteer as iemand wat nie God se krag ken en gebruik vir dit wat hy gegee het nie, want jy is besig om te misken wie hy is. Hy is 'n kragtige God en nederigheid. Numeri 12 vers 3 sê vir ons nou, die man Moshe was baie nederig, meer as die mens op die oppervlakte van die aarde. Dis die man wat God gebruik het om sy volk uit die staat van slawerny uit te lei. Dis die man wat God gebruik het om meer as 3 miljoen mense deur 'n woestyn te trek. Nie die ou wat met die sweep staan nie. Nederiger as enige ander man. Want hy het geweet, hy kan dit nie doen nie. Hy het dit vir Vader gesê van die begin af. Die oomblik toe God hom roep en vir hom sê, ek het 'n roeping vir jou, het hy gesê, ek kan dit nie doen nie. U ken daardie volk. Hardnekkig en hardkoppig. En ek dink ons is maar almal so, elke ene sê vir Vader, ons kan dit nie doen nie, wanneer hy ons aanstel in 'n pos en 'n posisie en dit vir ons gee om te doen wat niemand anders nog ooit gedoen het. Maar ek wil Hosea 4 vers 1 saam met hierdie vers vir julle lees. Luister na en gehoorsaam die boodskap van Jehovah, seuns van Israel, want Jehovah het 'n regsaak teen die inwoners van die land, omdat daar geen getrouheid of sagte omgee of kennis van God in die land is nie. Ek weet die messiaanse Torah groepe en hulle Hebrew roots en almal verkondig deesdae, ons land lyk so want julle kom nie die wet van God na nie en julle is ongehoorsaam, is 'n gedeelte van die waarheid. As ek kyk na wat Vader 'n volk mee aanspreek, wat hy hierdie volk gerus maar op dieselfde manier kan aanspreek, is omdat daar geen getrouheid is nie. Dis bly ons is almal hierso. So kom kyk wat is met oom Jan, dit was laas nie lekker nie, hy was siek geweest, so ek sal by oom Jan uitkom en kyk hoe hom is hier nie. Janie sit by die see. Ek is bly die res van julle is hierso. Want so nie sou jy dit gehoor het op 'n ander kant en manier. Sê dit gou vir my. Wanneer is God se wette geldig? En sy reëls? Wanneer dit my pas? Omdat ek nie te moeg gewerk is deur die week en dan besluit ek hoef nie iets te doen vir God nie. God sê, die Shabbat is 'n gesamentlike, afgesonderde byeenkoms. Vir wanneer geld die wet? God sê ek het dit teen die volk, want hulle ken nie getrouheid nie. Hulle weet nie wat dit is om getrou te wees aan my wil, getrou te wees aan my woord, getrou te wees aan my opdragte, elke oomblik, elke dag dieselfde. Ek en jy moet begin besluit waar staan ons. Dit geld vir elke een van ons afsondering. As ons die voorbeeld is waarvoor Vader sy kinders gekies het,
om voor te loop sodat die Jode en alle ander kan sien wat is sy wil. Kan ons nie besluit wanneer doen ons dit en wanneer nie. Sabbat en sy feeste, sê hy, is afgesonderde byeenkomste. Het ek 'n keuse? Geen getrouheid. Vat dit vir jouself huis toe. Merk Hosea 4 vers 1 en gaan bestudeer baie duidelik wat Vader daar sê. Want mense, dit is vir ons ongelooflik belangrik dat ons kom op 'n plek waar Vader oop kan werk en vry kan werk. Of sagte omgee. Hierdie magtige Skepper God vereis van ons sy karakter, naamlik sagte omgee. Nie 'n harde, ek is baas, ek is beter, so ek sal kyk vir jou, ek sal sorg vir jou, ek sal dinge doen nie. 'n Sagte omgee, 'n voel vir mense. Dis wat hy van ons vra. Of kennis van God. Hoe kan ek kennis van die lewende God ontdek as ek nie saam met hom stap, as ek nie tyd met hom spandeer en as ek nie toelaat dat hy sy woord aan my openbaar deur sy boodskap soos ons net nou sal sien. Vader se wil. Toets en kyk wat jou plek is, dit waarvoor jy aangestel is, in jou persoonlike lewe, hier, in jou werk, waar jy ook al is. En doen dit met getrouheid, met sagte omgee, en met kennis van God, sodat jy weet wat om te doen. Hoe kan ek en jy optree binne sy wil as ons nie hom ken nie? En hoe kan ons leef soos hy, sy karakter nakom, as ons hom nie ken? Deuteronomium 8 vers 2 sê vir ons, jy moet die hele pad onthou, waarop jou God, jou vir hierdie 40 jaar in die wildernis gelei het, om jou nederig te maak, en jou te toets. Baie keer wonder mense, hoekom gaan hulle deur 'n stryd, en hoekom duur dit so lank? 40 jaar. Weet jy wat, dit het 40 jaar geduur, want dit was die tydperk waarin die geslag wat ongehoorsaam is moes verdwyn. En dit sal 100 jaar duur in jou lewe, totdat daardie deel in jou lewe van ongehoorsaamheid verdwyn. Hulle wat nie afhanklik was van Vader en hom geglo het toe hy gesê het, ek gee vir julle die land. Hulle wat getwyfel het en nie vertroue gehad het, en die bespreking van ons vandag baie daaroor gestel. Dis waaroor dit gaan in die lewe. Julle ken my houding oor vertroue. Dis waaroor dit gaan. So ons Vader nie kan vertrou nie. En hulle wat hom nie kon vertrou nie, moes 40 jaar deur die woestyn gaan tot almal van hulle dood is. Nie een van hulle het ingegaan in die beloofde land. Behalwe 2 manne wat bereid was om vertroue. So ek vra vir jou, die hele pad wat God ons gelei het, om ons te bring op 'n plek, waar ons ontslaa raak van alles wat hom nie vertrou nie. Elke dingetjie wat in ons pad staan om hom te vertrou, wil hy uit jou lewe uithaal, dan sal jy die beloofde land ingaan, en leef soos hy wil hê jy moet leef in oorwinning. Dan sê hy vir ons verder, hoe die koning van Israel homself vandag onderskei. Hy het in die openbaar voor die oë van die slavinne van sy dienaars verskyn en homself sekerlik soos 'n nietige mens gedra. Wie kan vir my sê watter geleentheid is hierdie? Daar wat die ark ingebring het, met ander woorde die koninkryk herstel het in Jerusalem, het hy voor die ark uitgedans, terwyl die hele volk kyk, het die koning voor die ark uitgedans. Toe kom hy daar by die huis aan en sy vrou sê vir hom, Michal, wat die dogter was van Saul, wat dink jy maak jy? Jy het jou 'n bespotting gemaak voor die slavinne. En Dawid sê vir Michal, dit is voor Jehovah wat my gekies het,
bo jou vader en bo sy hele huis, om my as heerser aan te stel oor die volk van Joa, oor Israel. Daarom sal ek voor Joa fees vier. Ek sal geringer geag word as dit, en sal nederig wees in my eie oë, maar by die slavinne van wie jy gepraat het, by hulle sal ek onderskyn. Ek sal nederig wees in my eie oë, hoe ek na myself kyk, en Vader sal myself oplig, soos hy wil. Dawid verstaan, soos gewoon, waaroor dit gaan. Hierdie vrou, wat Dawid se optrede van spontane lofprysing voor Vader bevraagteken het, staan in die volgende vers, kon nooit weer kinders hê. God het die seëning van die vrou om kinders te hê weggeneem. 2 Kronieke 29 vers 34. Die priesters was te min, sodat hulle nie al die brandoffers kon slag nie, en daarom het hulle broers, die Lewiete, hulle gehelp totdat die werk voltooi is. Luister nou na hierdie kerndeel. Hierdie is 'n deel, toe hulle die groot feeste weer begin hou, en hy sê julle moet hierdie feeste hou, was daar te min gewees van die priesters om die offerwerk te doen. Hulle Lewiete gevra om hulle te help, en terwyl die Lewiete kom om hulle te help, terwyl hulle besig is om te kyk, staan hierdie priesters en kyk, ons wat die ouens is aangestel is om dit te doen, en hulle kyk hoe doen die Lewiete dit. Daar staan, na dit het die priesters hulle self afgesonder, want die Lewiete was nederig en het hulle self meer afgesonder as die priesters. Priesters het dog, ons is die mekke, ons is die manne, ons het die posisie, ons het die aanstelling. En toe hulle die Lewiete vra om hulle te help, toe kom hulle agter, miskien is ons gesind dan, waarmee ons diens doen in God se koninkryk nie korrek. Elke een wat 'n taak het in die koninkryk van God, het 'n taak in nederigheid en afhanklikheid van Vader, sodat jy Vader se karakter kan wys. Dis die rede mense, en dit is altyd so, hoekom ons van titels en al daai goeders dink wat ons daarvan dink. En dit is hoekom ons altyd wegbly daarvan. Al die goeders wat in die wêreld is, en wat niemand in die wêreld het iets te doen daarmee, nie. Dit het te doen met hoe lyk jy? Hoe lyk jou lewe? Nie wat jy agter en voor jou naam kan skryf nie. 2 Kronieke 34:26, wat die koning van Juda betref, wat julle gestuur het om Joa te raadpleeg, so moet julle vir hom sê, so sê Joa die God van Israel, aangaande die woorde wat jy gehoor het, omdat jou verstand wil in emosie nederig is, en jy voor die teenwoordigheid van Joa gebewe het, toe jy sy woorde teen hierdie plek en teen sy inwoners gehoor het, en jy voor my verneder het, en jou klere geskeur, voor my teenwoordigheid gehuil het ek jou gehoor, sê. Dat jy jouself verneder het, omdat jy verstaan het waaroor dit gaan. Daarom het ek jou gebed geroep. Miskien is dit tyd dat ons bietjie kyk na hoekom word party gebede nie verhoor nie. Miskien is hierdie maar een van daardie dinge. Ons dink so graag elke dag van, wat doen ek vir die Here? Ek ken daai. Nee. Wat is ek veronderstel om te wees vir Vader? Al wat ons. Psalm 10 vers 17, Joa, hier die begeerte van die nederiges gehoor. U sal hulle verstand wil in emosie versterk. Die oor sal lus. Hoor Vader ons begeertes? Hy sê hy hoor die begeertes van die nederig. Nie die een wat die reg het nie. As 'n ding wat ons ontsettend pla in die kerke vandag, al hoe meer in al die kerkgroepe,
is daar 'n tendens om vir God te sê wat hy moet doen. Al hoe meer deur die spektrum daarvan is mense bid asof God hulle iets skuld. Mense eis van God. U het gesê, neem met, klein met, vry met, jy weet, dan bly met. U gee die mens die reg om homself op daai posisie te plaas. Vader sê, ek hoor hulle wat in nederigheid na my toe kom. Ek het nie reg gevoel. Ek het die reg om afsien te kom. Psalm 4 vers 18, so 'n bietjie ver, sê, Joa is naby die wat gebroken is van verstand wil die meeste, en hy verlos die wat nederig is van gees. Vir my 'n besondere waarheid in die skrif om Vader se karakter raak te sien. Vir my besonder in die Bybel dat hy elke keer terugkom, nie na die ou wat die meeste praat, nie na die ou wat die meeste opleiding het, nie na die ou wat voor staan en skree nie na die persoon wat dink hy kan doen, maar die een wat nederig is van gees, die een wat sag is, die een wat om. Psalm 34:18, Joa is naby die wat gebroken is. Hier is 'n besondere ding, dat baie keer wanneer mense seer gekry het op ek gebruik 'n ander woord, wanneer mense seer gekry het, iemand na hom is dood, of iemand is weg, of iets gebeur in hulle lewens en so aan, dan kom mense gewoonlik en dan sê hulle, maar God voel so ver. Ek het nou hier 'n teenstrydigheid iets wat nie vir my sin maak. Die Bybel sê vir my, Joa is naby die wat gebroken is van verstand. Maar in daardie situasie sê mense altyd, maar God is ver. Daarom wil ek hierdie wêreldse gesindheid van treurig wees, van hartseer wees, teenoorgestel staan van iemand wat gebroken is. Dit is nie dieselfde ding. Die persoon wat gebroken is die persoon wat voor Vader laag buig en weet, Vader is in beheer en neerbuig voor Vader om by hom sy wil te kry en nie seer het omdat alles teen my is. Vader sê hy is naby die persoon. Hoe kan iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan sê God is ver? Want daar's nie gebrokenheid. Daar's nie daardie gebroke afhanklikheid van wie Vader is nie. En hy verlos die wat nederig is van gees. Psalm 37 vers 11 gaan ek vir jou vergelyk met Matteus 5. Die nederiges sal egter die aarde erf en hulle verheug in die oorvloed van vrede. Die nederige sal die aarde erf. Nie die ou met die meeste soldate nie. Nie dit waarvoor almal nou weer deesdae vrees met hierdie nuwe profesie wat nou uitgekom het oor die besluit wat in die United Nations gemaak word en nou is Gog en Magog ook sommer weer ingesluit ensovoorts. As ek nou nog vir iemand geskryf het wat my gevra daaroor in Kanada, is dat, is vir my interessant dat Gog en Magog lande verander soos wat die omstandighede in die politiek lyk elke keer. Dan sit Rusland, dan sit China, dan sit nou Irak en dan sit Iran. Gog en Magog verander elke keer. Die woord Gog beteken berg en Magog is die koning van die berg. Dis een land. Klein bietjie kennis help dit. Al hierdie profeseë wat mense het, en nou leef almal weer in vrees oor dit wat gebeur. Die resolusie wat die United Nations op Israel toegepas het, is nie eers afdwingbaar nie. Hoekom hardloop mense elke keer agter sulke goed aan? Want hulle vrees die groot magte van Rusland. Vader sê vir my, die nederiges sal hierdie aarde wen. En dit sal ook so wees dat wanneer hierdie aarde herskep word, sal dit die nederiges wees wat die erfenis op hierdie aarde kry. Matteus 5:5 sê dieselfde en Matteus, hoe uitermate gelukkig is die saggeaardes, want hulle sal die land erf. Nou het ek skielik hier 'n vergelyking.
kan julle sien waar kom ek aan die sagte omgee. Hy sê die nederige sal dit erf, Matthäus sê die saggeaarde sal dit erf. Daar is vir my daardie vergelyking die heeltyd, dat hy wat saggeaard is die een wat nederig voor Vader staan. Nederigheid beteken om sagtheid te hê. Nee, ek kan nie iets doen. Dis hulle wat die land sal erf. Dis waar hy is. Spreuke 11 vers 2. Waar arrogansie kom skande. Maar by die nederig is wys. In saamtelling met dit wat ons nou net gesien het, mense, wat het ons nou net gesien? Die nederige sal die land erf. Nou gaan hy, waar arrogansie kom skande, maar by die nederiges is wys. Dis nie die man, dink hy weet alles. Dis nie die man wat dink hy's okay. Wat wysheid by God kry en weet hoe om voor te loop. Dis die man wat nederig in sy gees is, wat Vader se wysheid ontvang om korrek te kan doen. Arrogansie. En ek wil vir julle sê, ons kyk nou na heelwat goeders deesdae en ek wys dit elke keer vir my familie uit, op elke plek, op elke terrein. En dit is tyd dat ons begin bewus word daarvan. Kyk na die optrede van mense in die regeringskantoor. Kyk na optrede van die mense wat polisie is. Kyk na die optrede van ons blanke Afrikaner in die dinge wat hy sê en doen in die bank en oral waar hy staan en alles wat hy doen. Al wat ek sien is arrogant. Ek het die reg. Wanneer daar 'n probleem is met iemand se rekening en goeders byvoorbeeld, kom die persoon die bank in en hy is kwaad en hy stap na daai toonbank toe en hy wys vir hom wie's baas en jy moet my help. Klein bietjie nederigheid. En jy is gehad. Die arrogansie van ons mense oral. Arrogansie van volke teenoor volke. Elkeen dink hy's beter as die ander. Rassisme is arrogansie, dis al wat dit is. Dis die konsep van die mens wat dink hy's beter as 'n ander mens. En dit is nie Suid-Afrikaans nie, dis wêreldwyd. Dis nie nuut nie. Die Romeine was so. Die Grieke was nog erger. Dis 'n konsep van arrogansie. En die nederigheid. Ek wil hê jy moet bietjie oplet daarna en dan na jouself kyk. Hoeveel keer tree ons op in arrogansie in plaas van afhanklikheid? Spreuke 29:23. Die trotsheid van 'n mens sal hom verneder, maar sy nederigheid sal byvoeg tot sy eer. Trotsheid, arrogansie, ek. Hoort nou te weet waarom dit gaan vir die wat ons ken. Micha 6:8. O mens, hy het aan jou verklaar wat goed is. En wat vra jy anders van jou, as om regverdig te oordeel, goedheid lief te hê, en nederig saam met jou God te leef. Wat 'n fantastiese vers. Hy lyk so 'n bietjie anders in die ou vertaling, dit het ons al gesing het, en dit het almal ken die vers. Maar hy lyk so klein bietjie anders, die woorde is so 'n bietjie anders. Wat vra van Vader van ons? Om regverdig te oordeel. En as jy dan vir mense sonde uitwys, moenie laat mense vir jou sê, die Bybel sê jy mag nie oordeel nie. Dis 'n leuen. Die Bybel sê jy mag nie veroordeel nie. Dis nie my jou reg nie, dis God se reg. Die Bybel sê ek moet oordeel tussen reg en verkeerd. Ek is aangestel om te oordeel tussen reg en verkeerd. Maar ek mag nie veroordeel nie. Ek mag nie afskryf nie. Dis nie my verantwoordelikheid. Die skuld is in die woorde. Regverdig oordeel, goedheid lief te hê. Dit wat reg is en goed is en mooi is, dis wat ons moet lief hê. Is dit
As ons keuses moet maak tussen goed, is dit waarop ons keuse gaan, of dit wat goed is, en nederig saam met God te loop, om te weet dat ek 'n bende kan stormloop met my God waarmee ek saamloop. Nee, hy loop nie saam met my nie, ek loop saam met hom. Hy bepaal waarheen gaan. Jong mense altyd gesê het, maar weet, ek kan maar disco toe gaan, want ek weet, ek is 'n kind van God, ek vat God saam. Hallo. Die Bybel sê ek loop saam met hom. Die Bybel sê ek gaan waar hy gaan. Ek loop saam met hom, nie hy saam met my. Nederig, dis waar die nederigheid inkom. Wie is in beheer? Wie dink hy is die baas? Ek stap in nederigheid saam met hom. Ek weet, ek kan oor 'n muur spring. Ek weet, ek kan 'n bende aanvat. Ek weet, hy kan sy engele onmiddellik laat verskyn langs my, sodat mense dit kan sien. Ek wil vir julle vertel daarvan, Matteus 11 vers 29. Neem my juk op julle, leer van my, want ek is vredevol en nederig, van verstand wil en emosie, en julle sal rus vind, vrede gee. Keer haal mense dit vir ander mense aan, sonder om regtig te verstaan waar dit staan. 'n juk het 2 plekke in. En wanneer jy in 'n juk staan, saam met iemand anders, en jy loop vooruit, dan skaaf dit en maak dit seer. En as jy agterbly, dan skaaf dit en maak dit seer. Die juk moet gelyk trek. Fantastiese beeld wat in die Bybel gebruik word as die. Ons is in 'n juk saam met hom. Neem my juk op. Stap saam met hom, maar wanneer ek saam met hom stap, by hom bly, is daar nie 'n skaaf nie. Is dit rustig en soos hy sê in vrede en rus. Hoe stap ons? Vooruit, verwag hy moet saamkom, doen ons eie ding, bid net elke keer Vader seën asseblief my werk. Hoor ons wat hy sê, en dan wanneer ek weet wat hy sê, doen ek wat hy sê. Neem op my juk, leer van my, sê Jesus, want dit is sag, dit maak nie seer. Romeine 12 vers 3. Deur die onverdiende guns wat aan my gegee is, sê ek vir julle almal, dat julle nie van julleself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Ek wil dit duidelik hê, met die Bybel sê, moenie niks vir jouself dink. Nie wat in die Bybel staan. Moenie meer van jouself dink as wat jy moet. En Vader het vir jou 'n gees en 'n lewe gegee waarin hy leef, en dis wie jy is. Jy moet weet wie jy is. Maar dat julle aan julleself dink in nederigheid volgens die maat van vertroue wat God aan elkeen uitgedeel het. Wanneer ons vandag by Hebreërs kom, dink ons sal ons almal verstaan waaroor gaan dit in die konsep van vertroue. Dink aan jouself in die mate van vertroue waarin Vader jou geroep het. In hoe mate vertrou jy hom reeds vir elke oomblik van elke dag. Hoe meer ek hom kan vertrou, nederiger kan ek wees. Efesiërs 4 vers 1. Ek doen daarom 'n beroep op julle, ek 'n gevangene in eenheid met ons meester, om waardig te leef aan die roeping waarmee julle geroep is. In alle nederigheid van gedagte, stil, met verdraagsaamheid, met geduld teenoor mekaar in liefde. Dis Vader se wil vir ons. Ons kan duidelik vir mekaar sê, God se wil is, ons moet in sy wet leef. Ons kan vir mekaar sê, God se wil is, ek moet doen wat hy sê, en al die dinge is waar. Maar elke keer wanneer hy met die mense praat, oor wat sy wil is, dan sê hy om dit in nederigheid te doen. Ons kan nie arrogant verwag. God stap saam. In alle nederigheid van gedagte. Filippense 4 vers 5. Laat alle mense julle nederigheid sien, ons meester is naam. Wanneer hy in Efesiërs vir ons sê hoe ons moet leef en wat ons moet doen, kom hy in Filippense sê, dis die rede hoekom. Mense kyk na jou. Die mense in hierdie wêreld leef in 'n absolute arrogansie en eise van alles rondom hulle in die lewe, en hulle sal onmiddellik sien wanneer iemand in nederigheid.
nie in jelly nie, in nederigheid. Weet wie jy is. Niks meer. Kolossense 3 vers 12 sê, as hulle wat gekies is deur God daarom afgesonder is, hulle vir wie hy lief is, trek onverdiende guns, omgee, sagte goedheid, nederigheid, sagtheid en geduld. Daarmee saam kyk ons van dit wat ons almal ken, die vrug van die Gees. Onthou wat ons lering is oor die vrug van die Gees. Hoeveel moet jy oefen om vrugte te dra? Jy al gesien hoe oefen die bome daar buite om vrugte te dra? 'n boom dra vrugte omdat hy 'n boom is. Hy hoef nie te oefen om dit te doen. Die kind van God wat die Gees van God het, dra die vrug van die Gees, want die Gees is in hom en die vrug word gedra deur die Gees en nie deur die persoon. Die vrug van die Gees word deur die Gees in 'n persoon se lewe gewerk, wat afhanklikheid. En 2 van die vrugte van die Gees is sagte omgee en nederig. So dis iets wat veronderstel is om 100% spontaan te werk in die kind van God se lewe. In Timoteus 6 vers 11 sê, maar jy, o man van God, ontsnap vanuit hierdie dinge en hardloop aan onpartydige opregtheid na regverdigheid, na vertroue, na liefde, na volhardende geduld en na nederige sagtheid. Hier kom dit sommer by mekaar. As vir my niks so belangrik in ons lewens dat ons net sal wees wie Vader ons geskep het nie. Ons dink te veel van onsself, ons dink te veel van ons vermoë. As ons Vader vertrou, kon ons lankal meer gedoen het. Ons het dit in die laaste verloop van 34 jaar meer en meer besef. Hoe afhankliker jy van Vader is, hoe meer kan jy doen vir hom, in hom, saam met hom. Daar is niks wat ek en jy nie kan doen, waarvoor Vader jou kan roep. Want hy sal jou nooit roep vir dit wat jy nie kan doen. Ons logies, die God wie hy is, en sy omgee, sal hy nooit iemand vra om iets te doen wat hy nie kan doen. Dis nie die God wat ek ken. Dis nie hoe hy werk. 2 Timoteus 2 vers 24 sê vir ons, maar 'n slaaf van ons meester behoort nie te beklei nie, maar behoort nederig te wees teenoor almal, lerend met 'n langdurige geduld. Ek het hierdie een spesifiek uitgehaal, omdat dit is dikwels die probleem van kinders van God wat ons raak sien. Hulle probeer hulle self verdedig. Hulle probeer hulle self regverdig. Kind van God, jy hoef jouself nie te regverdig. Jy hoef jouself nie te verdedig. Want dis hy wat met verdediging kom, wat beklei. Dis hy wat met homself bewys kom, wat daarom 'n stryd met mense het. Jy het nooit nodig om jouself te bewys. Jy het nooit nodig om te beklei en om te bewys wat jy sê is reg. Die Gees van God nie. Dis so. Baie mense wat 'n mens ontmoet wil graag vir jou vertel, om een of ander rede wil hulle altyd vir ons vertel hoe baie hulle doen. Hoe Vader hulle gebruik. En dit is wonderlik om dit te hoor en ek loof Vader saam met hom. Maar waarvoor? Eintlik niks vir my te doen. Né? Dis in jou en Vader. Ons is so besig om onsself te bewys van die dinge wat ons doen. En ek is seker, as ons begin gesels, dan sal ons hoor wat Vader alles hierdie week gedoen het. Weer 'n week waarin Vader kon werk en die dinge wat Vader kon doen en die geleenthede wat hy oopmaak en plekke waar ons kom en mense wat ons mee praat. En daar's honderde daarvan. En dit is wonderlik om die getuienis daarvan te hoor in nederigheid om te weet Vader werk.
dink dit is vir ons baie belangrik om dit te weet, sodat hy die wat teen hom stry in nederigheid kan leer. Weet en dit wat ons doen, en weet het, omdat ons nou landwyd beweeg mense, is dit daar vir my niks belangriker as dit nie, is dat jy in nederigheid mense kan leer hulle is verkeerd. Sonder om 'n woord te sê. Maar mense wat jou probeer aanval, luister en kyk na jou verdediging. En wanneer my verdediging is in Vader en sy karakter, het hulle nie veel om te sê. Dit is in my en my vermoë, sal altyd nog aanvallig wees. Sodat hy die wat teen hom stry in nederigheid kan leer, sodat God hulle dalk sal gee om weg te draai van hulle sonde, hulle die waarheid sal. My en jou taak, kind van God, is om die waarheid van God te leef, sodat mense dit kan sien, en in daardie sagtheid en nederigheid, hulle lewens te kan openbaar as lief. Ek het dit nou daar weer gesien. François vertel nou daar vir my weer iets wat gebeur het, en almal van julle was eintlik daar gewees in een van ons selgroepe, toe iemand ons besoek het, en 'n besoeker gekom het, en na die tyd, waarsku ons hier niks met Gerry te doen hê nie, want Gerry het hom persoonlik aangevat en hom sleg gesê binne in die groep. Maar ons was almal daar, niemand van ons weet iets daarvan nie, maar in elk geval. Wat het gebeur? Die persoon is aangespreek deur iets wat fout is in sy lewe. Terwyl God hom aanspreek en hy nie bereid is om te hoor nie, moet hy 'n beskuldiging teen 'n mens bring, want hy kan nie vir God beskuldig. Jy sien, dit is eintlik so belaglik, maar dit is presies hoe dit gaan. Elke ding wat mense teen die waarheid van God draai, moet hy teen die mens draai, want hy durf nie praat teen Vader nie, maar dis die waarheid wat hom aangekla het. Ek is bly dat waarheid mense aankla, want dan kan hulle terugkom om dalk die waarheid te vind, en daarom te leef. Dit is nie ons begeerte nie, ons begeerte is dat mense Vader se waarheid sal ontdek, sonder om te stry. Weet Timoteus 2:24, 'n slaaf van ons meester behoort nie te beklei nie, maar behoort nederig te wees. Jakob 1:21 sê dan, as gevolg hiervan, raak ons slaaf van alle verwerplikhede. Hoekom beklei ons meeste van die tyd? Omdat ons goed probeer verdedig wat nie reg is nie. Dink bietjie mooi dan. As ons net dit het wat reg is, dan hoef ons onsself nie te verdedig nie. Dan kan ons in sagtheid terugstaan. Ons weet mos dis reg. Maar dis juis omdat daar dinge is wat nie reg is nie. Daar's verwerplikhede in ons lewe en nou moet ons onsself probeer verdedig. En die oorvloed van booshede en ontvang met nederigheid die boodskap wat ingeplant is in ons natuur, wat in staat is om julle gees te. Ons kan gered word. Ons gees kan verander. Alles kan nuut wees as ons net gaan terugsit en sê, wat sê Vader vir my? Ek wil hê jy moet hierdie woorde mooi onthou. Elke oomblik, elke dag, wanneer jy iets hoor, wanneer jy 'n lering hoor, wanneer jy iets hoor van iemand, gaan sit terug. Wanneer Vader met jou praat, wanneer Vader besig is om jou te dissiplineer deur die tyd van woestyn, wil jy nie gaan hoor en sê, hoekom sit ek nog in die woestyn? Dit is nie veronderstel om daar te wees. Veronderstel om klaar hier in hierdie lewe in God se koninkryk te wees, want hy het die koninkryk reeds kom vestig toe hy so gekom. Sodat ons kan verander met sagte rustigheid terug te sit en te sê, Vader, wat sê U vir my? Wat is dit? Ek glo daar's baie dinge wat moet gebeur in hierdie tyd. Ek glo daar's baie dinge wat sal gebeur wanneer ons begin besef wat Vader vir ons sê en nederig voor hom gaan buig, rustig word in onsself om te hoor wat is sy.
En kom om ons gees te doen. Ons lewe te gee. Jakob 4:6 is by die laaste 4-5 slides. Ons meester gee ons groter onverdiende guns, want hy sê dit, God verander die trotses. Ag, ekskuus, hy verneder hulle. Kan hom maar verander op. God verneder die trotses, maar aan die nederiges gee hy onverdiende guns wat niemand kan geniet. God sê hy verneder die trotses, maar aan die nederiges gee hy onverdiende. Sy onverdiende guns, mense, is juis dit, wat ons nie kan verdien, wat ons nie in staat is om voor te werk nie, wat ek en jy nooit sal kan verstaan nie, gee hy vir ons. Hoekom? Dit is nederig afhanklik. Daarom is dit baie belangrik om dit te verstaan. 1 Kefa 3:5. Maar sonder die meester die gesalfteen in julle verstand wil en emosie af, en wees gereed om elkeen wat 'n verklaring vra van die versekerde verwagting, met ander woorde van dit wat jy glo en hoop voor. Elkeen wat vir jou sê, hoekom glo jy dit, hoekom vertrou jy dit, hoekom doen jy dit, hoekom doen jy dit, enige iemand wat vir jou vraag vra oor enige iets in jou lewe, oor dit wat jy vertrou te kan sê, te antwoord met nederigheid en respekvol. Ons het dit al dikwels gehoor by mense en goeders. En daar is mense wat verskillende gesindhede het. Julle ken een van ons boeties met 'n redelike sterk gesindheid. Maar die oomblik wanneer iemand hom challenge of iemand met hom praat, gaan hy in daai sagtheid in wat deel is van sy hele wese om hom te praat. En antwoord hy hom in sagtheid en nederigheid en omgee. Nie soos in sy vorige kere of aan die begin toe ons die pad begin stap het nie. Want hierdie wet daar kom jy gaan jy help toe. Hou jy Shabbat? Nee, jy is nie gered nie. Die Bybel sê, met sagtheid, met omgee, met nederigheid. Nie ek het klaar die antwoord nie. Weet jy wat? Ek het 'n begeerte dat jy saam met my die antwoord gee. Nie ek weet, jy moet nog uitvind nie. Vader het in sy onverdiende guns reeds vir ons die antwoord gegee. Ek kan dit met jou doen. Sien, dit is ontsettend belangrik dat daar 'n gesindheidsverandering kom wanneer ons met mense werk. Jesus gaan hier weer. Ek het nou weer vir hierdie ouens vertel van hulle sonde. Hierdie ouens is almal op pad hel toe. So ek het nou eers weer hierdie week met die Vader se nederigheid wat hoor in sy sagtheid. Ja, ons moet dit doen. Ja, ons moet mense aanspreek. Ja, ons moet die volheid van waarheid vir mense bring met sagtheid, omgee. Moody of een van die geestelikes het eendag so geloop en die ou wat saam met hom geloop het, was op pad na 'n konferensie toe gewees. En terwyl hy loop wat hy moes by praat, en terwyl hulle so loop en so aan sê die ouderling, die leier wat nou saam met hom loop, wat hom genooi, en wat hy vir hom sê, hierdie ouens hier in die straat op, en hy wys net vir hom al hierdie verlore mense, en al hierdie ouens wat hier sit in moeilikheid gaan, en dit nam toe draai en gesê, there goes I, by the grace of God. Behalwe vir die absolute onverdiende guns van Vader, is dit ek daar. So hoe durf ons, hoe kan ons onsself ophef door 'n ander, as dit nie was vir sy absolute onverdiende guns, wat ons uitgehaal, wat ek die voorreg gehad het om te kan aanvaar. Ons is niks beter. Daarom is dit belangrik dat ons sal verstaan hoe ons met mense moet praat, hoe ons met mense die boodskap moet oorbring, en hoe ons selfs die leuen moet openbaar. Dis daar die sagtheid wat mense aanspreek, en nederigheid en respekvolle vrees. 1 Kefa 3.
waar hy nou net met die vroue praat. Maar 'n gesindheid vir elke mens eintlik maar dieselfde is. Vrouens vra altyd vir my, ja die mansdraad sit, dan sit sy op. Jy weet waardeur mense kan sien en hulle weet wat ons glo, hulle challenge dit en hulle getuig dan wat ook al en so aan, maar hulle kan sien wat jy dra. Wat moet die vrouens dra? Nies wat die vrouens moet dra. Net so moet julle vroue gehoorsaam wees aan julle eie man. Nie aan die preachers op die internet nie, aan jou eie man. Sodat die wat nie die boodskap gehoorsaam nie, deur jou mooi lewenswyse sonder inspanning gewen kan word. Ja, nie almal sal nie. Maar ons moet net op Vader se manier begin kyk na dit. Dan sal ons dalk deure oopmaak wat andersins vir meeste mense gesluit het. Wanneer hulle sien dat julle respekvol met oorleg en goeie oordeel optree. Julle versiering moenie uiterlik wees nie. Vlegsels in julle hare, juweliersware van goud en fyn klere nie. Nou die Bybel sê nie, die vrou mag dit nie aantrek nie. Net fout vir 'n vrou om mooi aan te trek. Maar hy sê jou versiering moenie uiterlik wees. Dis nie waar jou mooi wees vandaan kom. Maar wees versier, is my mooie ding, in die geheime van julle gedagte. Daar waar jy alleen met Vader besig is, wat niemand, maar niemand van weet. Daar sê jy mooi. Wees versier in die geheime van die gedagtes, wil en emosie van die mens, in die onverganklike versiering van 'n nederige wat baie kosbaar is. Vrou, 'n nederige gees om 'n ver pad as getuienis van die werk van Vader. Manne, nie baas wees, nie moet baaskap nie, maar met autoriteit soos deur Vader gegee in nederigheid, afhanklikheid van hom. Dis God se gesindheid vir sy mens. Dis Vader se gesind. 1 Kefa 5 vers 5. Julle jongeres, is nou almal onder 90, moet aan julle oudstes gehoorsaam wees. Ons jong mense vandag is so arrogant. Ek sien geen konsep van nederigheid in kinders en jong mense van vandag. Want ons weet alles. Dis hoekom al die presidente eintlik moet gekies word as hulle 17 jaar oud is. Dis die tyd wat jy alles weet. Van 'n manier. Jonges, wees aan die oudstes gehoorsaam. Wees almal streng aangetrek met nederigheid in julle gedagtes teenoor mekaar. Nie ek is beter as nie. Ek is tog so bly ek is nie. Want God openeer die trotses, maar aan die nederiges gee hy onverdiende guns. Word nederig gemaak onder die kragtige hand van God. Sodat dit julle kan oprig op die regte tyd. Want wanneer ek onder sy hand nederig gemaak word en weet wie ek is en wat ek is, dan kan hy my oplig, sodat ek op die regte tyd ander se lewens kan sien verander. Nadat hy dit gesê het, al die jong mense, maar nadat hy dit gesê het, dan kom hy en hy sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir jou. Wanneer jy jouself nederig maak, afhanklik van hom, sorg. Hosea 10 vers 12. By die laaste kyk. Saai met die oog op onpartydige opregtheid, maai
volgens sagte omgee. Ek wil julle moet mooi kyk na die woorde wat daar gebruik word. Hy sê saai op 'n metode van onpartydige opreg. Met ander woorde, reg, eg, nie vals nie, dit wat reg is. Dis wat ek saai, dis die woord wat ek uitgee, dis hoe ek met mense praat, en dit is alles wat ek moet saai. Dan is hierdie woord daar tussenin wat sê volgens. Nadat ek hierdie goeie saad gesaai en met trots rondloop van alles wat ek gedoen het ek nie verwag om die oes in te bring. Maar omdat ek sagte omgee gaan, want ek maai volgens sagte omgee. Breek julle braakland op, want dit is tyd om jou te soek, totdat hy kom, om onpartydig opregtheid oor julle te reën, as is valse profesie. Kom. Ek wil afsluit met 'n gedeelte uit Filippense vers 12. Filippense 2 vers 1. As daar daarom vir julle enige vertroosting en versterking in eenheid met die gesalfde een is. Met ander woorde, omdat jy in eenheid met hom is daar troos en krag. Is jy sterk gemaak. Of as die verstand wil en emosie met liefde vol gemaak is. Of as daar gemeenskap met die Gees is, of as daar sagte omgee en bejammer. Maak my blydskap volledig, een gedagte te hê, een liefde, een gees en een denke. Wanneer ons begin dink soos hy, wanneer ons almal saam, soos hy begin dink, omgee, liefde, dan sal Vader se ware herlewings plaasvind, en nie die goed wat mense herlewings noem. Mense sal terugkom na die volheid van waarheid toe, wanneer ons in sagte omgee. Jammer te wees vir mense, met sy nederigheid na mense toe. Kom ons toets ons gesindheid. Kom ons toets hoe ons optree en wat ons doen. En ons wees gehoorsaam aan Vader wanneer hy sê, met sagte omgee en nederigheid sal hy al die dinge rondom ons lewe verander. Prakties het ons dit ervaar deur ons lewe van verskillende optredes, verskillende maniere, van ons sportdae, deur die teologie, deur alles. Het Vader vir ons gewys, mense se lewens word nie deur my verander. Mense se lewens vind verandering in die gees van Vader, wat kom deur nederigheid en sagtheid en in. Ons kan kies om te leef. Vader die week op ons hart gelê, mag hy dit nie maak. Kom ons bid saam. Vader, ons wil U kom loof vandag vir U krag. Ons wil U kom loof vir U grootheid. En ons wil U kom loof omdat U in mense se lewens is. Maak ons in sagtheid, nederigheid en omgee getrou aan U krag. Om te wees wie U wil hê ons moet wees. Om te doen wat U wil hê ons moet doen. Sodat ons in sagte omgee kan maai die oes wat ryp staan op die land. Hoeveel eeue word daar al gesê, Vader, dat hierdie oes ryp staan op die land? En is nog steeds dan. Bid ons dat ons met die regte gesindheid te kom buig voor U. Daardie oes te kan sien U kom deur die Gees. Dankie vir die omgee in ons lewe. Dankie vir die versorging in ons lewe. Dankie Vader dat ons hier kan wees vandag, elkeen met lewe.
Help ons om te sien elke wonderwerk wat U doen in ons lewe, klein en groot, en elke oomblik as ons iets het, dat alles wat ons het is onverdiend. Maar ons het dit, want my Vader gee om. Bid Vader, dat U ons oë sal oopmaak om die oes te kan sien, en dit met sagtheid te kan inbring. Heerlik self. In naam van Yeshua. Amen.